Goeiedag, en dit is weer vir die boere 'n tydjie om te kyk na grafieke en natuurlik al die boere wag maar natuurlik dat die sagte kommoditeite moet kop optel en natuurlik baie van die boere sit met geelmielies op, stoor nog, hulle is nog in die silo's, nog nie verkoop nie want hulle hoop vir 'n beter prys want hulle voel hulle kan nie plant teen hierdie pryse nie, maar as ek so na hierdie grafiek kyk, wat kan ons nou meer sê? Dis nou wat ons sê 'n klassieke watervalformasie. Hy val hier van by die R4.500 vlakke, al die pad, en ek bedoel, hy's nou hier rondom by die R3.470 vlakke, en al die pad styg hy, daal hy maar steeds. Maar nou wil ek vir boere sê, hier is 'n klein kersie wat laasweek ontstaan het, en dit noem ons baie keer 'n hamerkersie, wat die laagtepunte uitslaan. Ons sien wel, hierso is 'n bietjie momentum, maar die belangrike vlak vir die boere om dop te hou, gaan hierdie vlak wees 3.550. Bo 3.550 kan julle glo, hierdie watervalformasie en die tendens wat na onderbreek, kan dan na boontoe breek en dan kan ons 'n styging begin kry. So ons is nog nie heeltemal daar nie. Ons verhandel nou hier rondom die vlakke van 3.470, maar as ons bo 3.550 breek, kan hierdie lyn breek. Maar nou wil ek vir boere sommer vroegtydig waarsku, wanneer 'n prys so afbeweeg is, so afgeslaan is al vir amper kan 'n mens sê vir 2,5 maande nooit kopers kan kry nie. Die kopers is nooit reg nie. Hulle word heeltyd verkeerd gevang omdat die prys heeltyd daal. Maak jou maar reg, as hierdie prys hier gaan breek by 3.550, gaan hierdie prys soos 'n rek opskiet. Hy gaan nie speel nie. Hy gaan behoorlik gaan. Met ander woorde, as jy dan wil koop op 3.550, waar is my keerverlies? My keerverlies is net so rapsie laer, my keerverlies lê by 3.432, so ek sal daai keerverlies gebruik as 3.432, sê maar so R70, en waar is my teikens? My teikens, en ek gaan hulle sommer vir die boere gee, is R3.603, sê maar R3.050 hoër. Ek dink hier lê 'n baie belangrike weerstand, en dis by 3.645, kyk mooi, die prys het vir 'n paar dae daar probeer breek na boontoe, en toe skielik verloor hy momentum ondertoe. En vir ons sal dit baie keer 'n klassieke teken wees, as hy hierdie vlak kan breek, hier by 3.650, dan sê dit vir jou dat hierdie verkopers wat hierso al die pad winste vasgesluit het begin 'n moed opgee, en aan bo daai prys kan julle maar verwag, kan hy lekker hard skop, maar bo daai 3.650 volgende vlak is 3.685, en ek dink 'n redelike maklike teiken gaan wees 3.741 as hy in die gang kom. Maar nou weet ons, natuurlik die tariewe probleem is wêreldwyd 'n probleem. Ons het net laasweek weer gesien toe meneer Trump en die ooste koppe gestamp het, en hy het onmiddellik die markte senuweeagtig geraak. Maar met al hierdie senuweeagtigheid en die rand wat so effe verswak, wat ons nou oor die naweek gesien het, onthou as hy hier bo 17.44 gaan, kan hy baie maklik gaan na 17.80 toe, en dit sal die sagte kommoditeite so 'n hupstootjie gee. Maar vir my, vir die geelmielie-prys, Desember kontrak, eers bo 3.550, kan boere gelukkig wees. Onder dit, ongelukkig gaan die boere maar eers moet wag, dat hy nog eers momentum vir ons gee. Maar, wees maar reg, as hy gaan skop, gaan hy behoorlik skop. En ek sê dit altyd vir boere, en ek het dit al op hierdie program gesê, onthou die wêreld is 'n baie snaakse plek. Almal sê altyd daar is te veel sagte kommoditeite, te veel kos, wat ook al, totdat net een land in 'n probleem inkom, of dat daar net iewers 'n droogte uitspring, dan skielik is daar 'n groot aanvraag na voedselproduk. So wees versigtig, en vir die ouens wat die geelmielies gebruik vir voer, onthou nou net, hierdie prys gaan nie vir ewig daal nie. As jy wil koop, is dit al tyd om te koop, want daai prys kan blitsvinnig omdraai. Wel, mooi loop, ons kuier weer, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting. Tot weerziens.